Hallo almal, het jy al ooit gewonder oor die verborge gevare wat dalk in jou eie huis skuil? Wel, vandag gaan ons presies dit doen. Maar moenie stres nie, ons gaan ook kyk na 'n paar super eenvoudige, maar kragtige maniere om jou huis 'n veiliger plek vir almal te maak. So, hier's die groot vraag. Is jou huis regtig so veilig as wat jy dink? Dit laat 'n mens nogal wonder, né? Want die gevare is dikwels in goed wat ons elke liewe dag gebruik. Reg, kom ons duik sommer dadelik in en kyk van naderby. Gegoed, ons begin sommer by die plekke wat ons die beste ken. Dink aan jou kombuiskaste, die garage, plekke waar doodgewone items onverwags 'n risiko kan wees as ons nie so 'n bietjie versigtig is nie. Ja, daai goed wat alles so lekker laat blink. Hulle is vol kragtige chemikalieë, wat natuurlik wonderlik is om velgoed af te breek, maar dit beteken ook hulle kan nogal rof wees op jou vel. En hier's die belangrikste ding om te onthou. Hulle is dikwels giftig, so ons moet absoluut seker maak dat niemand dit ooit per ongeluk inneem nie. En dan, brandstof. Petrol, diesel, hierdie goed is uiters gevaarlik. As dit enigstens in jou mond of oë beland, kan dit regtig ernstige skade aanrig. So hanteer dit altyd met die grootste respek en versigtigheid. Insek- en onkruiddoeders. Ja, ons gebruik dit om die tuin mooi te hou, om die goggas en die onkruid weg te hou. Maar wat ons moet onthou, is dat dit wat skadelik is vir 'n gogga, net so skadelik kan wees vir ons en ons diere. Dan is daar goed soos verf, verdunners en batterye. Veral die verdunners het sulke sterk dampe, né? As jy dit inasem of op jou vel kry, is dit glad nie goed vir jou nie. En batterye? Wel, hulle lyk onskuldig, maar binne-in is daar chemikalieë wat regtig gevaarlik is as hulle sou lek of breek. So, hoe bly ons veilig met al hierdie goed? Dis eintlik regtig eenvoudig. 4 goue reëls. 1. Maak seker dat volwassene is altyd my. 2. Lees altyd die instruksies op die etiket. 3. Dra daai handskoene. En 4. Wees net oor die algemeen versigtig. Hierdie 4 dinge maak regtig 'n wêreldse verskil. Reg, van die garage skuif ons nou na die medisynekas. 'n Plek waar versigtigheid nie net 'n goeie idee is nie, dis absoluut noodsaaklik. Voordat ons verder gaan, kom ons maak net seker ons is almal op dieselfde bladsy met hierdie woord toksies. Dis basies 'n ander woord vir giftig. Dit beteken iets kan jou verskriklik siek maak of selfs erger as dit verkeerd ingeneem of hanteer word. Dis 'n woord wat ons altyd, sonder uitsondering, ernstig moet opneem. Kyk, hierdie reëls is ongelooflik belangrik. Medisyne is daar om ons te help, maar dit kan so gevaarlik wees as dit verkeerd gebruik word. So dit gaan alles oor beheer. Hou dit weg, hoog op, buite die bereik van kinders. Hou dit in die oorspronklike houer sodat jy weet wat dit is, lees die etiket en volg die dosis presies. En as medisyne vervul het, moet dit nie hou nie. Raak veilig daarvan ontslaa. Hierdie reëls is nie onderhandelbaar nie, mense. Dis jou gesin se veiligheid. Goed, nou vir 'n onderwerp wat vinnige denke en goeie voorbereiding vereis. Brandveiligheid. Om vooraf te weet wat om te doen, kan letterlik jou lewe red. As jy ooit 'n brandblusser moet gebruik, onthou net hierdie een Engelse woord, PAS. Dis 'n afkorting. P is vir pull the pin. Trek daai pen uit. A is vir aim. Mik na die onderkant, die basis van die vuur, nie die vlamme bo nie. S is vir squeeze. Druk die hefboom stewig in. En die laaste S is vir sweep. Beweeg die spuitstuk van kant tot kant tot die basis van die vuur. Dis 'n vaardigheid wat elkeen van ons eintlik moet ken. Hierdie nommer, ken hom, leer hom, plak hom op die yskas. 10177, dis die noodnommer vir die brandweer in Suid-Afrika. Maak seker almal in die huis weet waar om dit te kry. Weet jy wat, voorkoming en beplanning is jou heel beste verdediging teen 'n brand. Dit beteken jy moet weet jou brandalarm werk, lank voor jy dit ooit nodig het. Dit beteken die hele gesin het al 'n ontsnaproete geoefen. Julle weet waar om by mekaar te kom. En ja, daai klassieke reël wat ons almal as kinders geleer het. As jou klere aan die brand slaan, moenie hardloop nie, stop, val en rol. Oefen dit. Reg, ons skuif nou ons fokus 'n bietjie. Van daai onmiddellike gevare in die huis na die beskerming van 'n hulpbron wat absoluut lewensbelangrik is vir ons almal, water. En hier's die vraag vir ons almal, hoe kan ons, jy en ek, ons water by die huis spaar? Want dit begin regtig daar, met die klein goedjies wat ons elke dag doen. Hierdie is 'n klassieke voorbeeld, 'n vinnige stort teenoor 'n vol bad. In die meeste gevalle gebruik 'n kort stort aansienlik, en ek bedoel aansienlik, minder water as om daai bad tot bo te tap. Dis seker een van die maklikste en mees effektiewe maniere om dadelik 'n verskil te maak. En kyk net hierna, hier is nog 'n paar superpraktiese wenke. Draai die kraan toe terwyl jy tande borsel, dis 'n maklike een. Sit 'n baksteen of 'n vol bottel water in jou toilet se spoelbak, dit gebruik minder water elke keer as jy spoel.
En hier's 'n goeie een. Hou 'n beker koue water in die yskas. Dan hoef jy nie die kraan te laat loop en wag vir die water om koud te word nie. Sien, eenvoudig maar so kragtig. Nou ja, om water te spaar is die een deel van die storie. Maar ons moet ook seker maak dat die water wat ons het, skoon en veilig bly. So kom ons praat gou oor waterbesoedeling. Dis nogal oogoopmakend as jy hierna kyk, né? Dit wys presies hoe ons alledaagse aktiwiteite bydra. Die skoonmaakmiddels uit ons huise, die kunsmis en gifstowwe van plase en dan algemene afval soos olie en verf. Dit alles vind op een of ander manier sy pad na ons riviere en damme toe en besoedel ons waterbronne. So, hoe word jy 'n waterbeskermer? Wel, dit begin deur nooit ooit daai slegte goed, chemikalieë, olie, verf in die drein af te gooi nie. Kies eerder produkte wat bio-afbreekbaar is. Dit beteken die natuur kan dit makliker afbreek. En as jy kan, raak betrokke. 'n Skoonmaakaksie by jou plaaslike rivier maak 'n reuse verskil. En dit, mense, bring ons by die kernboodskap van alles wat ons vandag bespreek het. Klein aksies, groot impak. Of dit nou gaan oor hoe jy medisyne bære, 'n lekkende kraan regmaak of watter skoonmaakmiddel jy koop, elke klein bewuste keuse wat jy maak, het 'n rimpel-effek en dra by tot 'n groter positiewe verandering vir ons almal. So ek los julle met hierdie invraag. Dink gou aan alles waaroor ons gepraat het en kies net een ding, net een klein verandering wat jy sommer vandag nog kan maak om jou huis en ons omgewing 'n bietjie veiliger en 'n bietjie gesonder te maak. Wat gaan dit wees?